Halleluja. Kry jou houding reg. Kry jou gesindheid reg. Jy wil mos 'n pastoor wees. Jy wil mos 'n leier wees. Is dit die waarheid? Daar's manne wat gekom het. Hy het nog nooit gevolg nie. Hy weet nie wat het is om te volg nie. Maar hy wil lei. Dat werk nie so aan die koninkryk van God. People, we are doing kingdom business here. And in God's kingdom, as jy nie geleer het om te volg, kan jy nie. Jy kan nie lei nie. As dit die waarheid. As jy met my saam volg die waarheid. Halleluja. Daar's te veel manne en vroue. Halleluja. By die huis is hy 'n ander mens. Maar by die kerk is hy 'n different species. God moet in jou gesindheid, in jou karakter werk, sodat jy die mens kan wees binne die kerk en dan buite kan die kerk. En stem jy met my saam, geliefdes? Die mense verstaan my nie daai kerk nie. Want ek hoor hier sy heerlikheid hier. Hulle trek my op. Halleluja. Halleluja. As God jou geroep het, as God jou geseën het, halleluja. Kyk op plek. Wees nederig. Moenie laat almal oor jou loop nie. Nee, maar jy het 'n nederige gesindheid en houding. As God jou geroep het, then God will give you something. Amen. God roep nie iemand en hy gee hom ook niks. Is dit waar? As vry vir Moses, wat is daar in jou hand? Want God wil dit gebruik. God can use anything for His glory. Amen. Amen. God can use a jawbone to destroy thousands of Philistines. God can do that. As dit die waarheid. Halleluja. God kan so klein bietjie sout vat met 'n nuwe skottel en sê gooi dit in 'n nuwe skottel. Halleluja. Gooi die sout waar die harde water is. En die Here kan 'n bietjie sout gebruik om daai water te verander. Because the landscape of the city is good, but the problem of the city is the water. And that's why God, halleluja, God gebruik enigiets. In God's service, your greatest abilities is your availability. Amen. Jy wil begeer na 'n roeping. Avail yourself. Also, daar word vertel van 'n man wat op die plaas gewerk het. En sy baas sê vir hom, ek gaan vir 2 weke weg. Ek wil hê jy moet mooi kyk na my plaas. Kyk baie mooi na my plaas. Want ek het jou gesien. Ek het jou gesmaak. I've spotted you. I have reserved you. I have set you aside. I have graced you to look after this farm. Hallelujah. Maar hy sê vir my die apostel. Hy sê jy die skottel. Jy moet nie raak aan die skottel. Moet nie raak aan dit nie. Ek soek die skottel net soos wat hy daar is. En hy sê, rest so.
tweede week laat dit die man geweldig positief en wonder wat is onder hy skot. Ja, hy sê, hy kan nie slaap nie, dit vreet my. Ek wonder wat is onder hy skot. Sy vrou vraag van my in die tweede week en die derde aan. My man, hoekom kan jy nie slaap nie? Halleluja. Hy sê, vrou, ek sal nou weer vertel. Daai ding kan hy nie oor sy hart kry dat hy gesê is. Jy lig nie daai skot op nie. Die boer sê vir hom as ek terugkom en alles is in orde, dan gee ek jou 50% aandele op hierdie plaas en ek deel alles met jou gelyk op. Halleluja. Hy sê ja, het geteken en everything. Hy sê, maar die skottel man. Alles is alright, maar die skottel moet ek hier op. Terry, ek wonder wat is daar. En die donderdag aan, voordat die man terugkom, die daas terugkom, sê hy, die baas kom morgen terug, dat ek toch net kyk, dat ek die kans vat. En hy gaan na die skottel toe, en dan onthou hy die woorde, 50%. Halleluja. Dan draai je om. Dan draai je om. Halleluja. Dat is zo 2-3 keer gegaan. En de derde keer zei dat ik mijn plek vastmaak. Come what may. En hij bowed down on his knees. En hij zei, wel net een schreefje op me. En ek wil net loer. En as hy so sit, dan vat hy in sy kop as iemand ek is baie naby nou. Ek is op my knie nou. Ek is amper, ek moet net oplig, ek gaan net oplig en kyk. En hy tel die skottel op, hy vat krap moed by mekaar en hy tel die skottel op. En die voetjie weg. Halleluja. En hy sê, my vertrouwe is in gedrang hierso. My trust. Halleluja. Wat sal ek sê? Ek het gevolg op die Facebook. En ek het gehoor die manne loop gevaarlik hier op 'n vaste vertrouwe. Halleluja, 'n vaste vertroue. Die HR sal vir jou sê, Human Resource Manager, as jy die kies gewen het, dan gaan hy vir jou sê, man, ons kan jou nie weer in die diens terug aanvaar, want ons vertroue, ons relationship, halleluja, is onherstelbaar. Verbroken en gebreek, onherstelbaar. As jy net gebreek is, dat kan nie meer reggemaak word. It is irreparable damage. Kom ons sê die liewe sal dat ons so uitbetaal, dat jy kan gaan. Ons gaan nie weer terugvat nie. En sy baas kom terug en hy sê, het jy alles gekry? Hy sê, ja, alles was alright. En hy sê, sy baas sê dat ons al die skotels waren. En hy sit sy hand op sy kop en sy baas sê, weet, my vertrouwe. My vertrouwe is gebreek. En toe die skottel wegbring, toe sê my vertrouwe,
is onherstelbaar gebreek. Die ooreenkoms wat ons gehad het, the agreement has been cancelled. En hy verloor 'n toekoms. En nie net 'n blink toekoms nie, maar 'n toekoms. Halleluja. Trust me, confidence. Is 'n anoniem van vertroue. It means confidence. Halleluja. Met ander woorde, ek vertrou jou. Ek is confident in jou. Ek weet jy kan dit doen. Jy is betrouwbaar. Jy is confident. Trust means also to believe in someone. Glo in jou. Al as niemand in jou glo nie, dan sê die Here, ek glo in jou. Halleluja. Jy het miskien nie die resources wat ander mense het nie, maar ek glo in jou. Halleluja. Ek glo in jou. Trust me also. They also to have faith. Faith. Trust is a firm belief. It's a firm belief in a reliable truth or ability in someone. It's a betrouwbare geloof wat jy in iemand anders het. Kan ek met jou so vandag praat en sê, halleluja, God is getrou. Hy bly getrou. Al sweer hy tot sy skade weer. Hy verander nooit nie. Is dit die waarheid? Hy is 'n vertroueling. Jy kan met hom, jy kan hom vertrou. Hy sal sy woord gestand doen. Halleluja. Halleluja. Daar's oor die 3000 beloftes in God se woord. En vir elke dag is daar omtrent beloftes in God se woord. Halleluja. Oh, en God verander nie. Hy is 'n onveranderlike God. Maar yet sien God potential aan feilbare mense soos ek en jy. En sê, gaan my geloof in jou sit. Ek gaan jou the benefit of the doubt gee. Ek gaan jou lewe verander. Ek gaan jou herskeduleer. Ek gaan jou transformeer. I'm going to transpose you from this level to another level. I'm going to change you from this location to another location. Hallelujah. I'm going to change your entire perspective in life. I'm going to give you my grace and my anointing. I'm going to give you the abilities. I'm going to give you qualities. I'm going to give you glory. I'm going to give you favor. And whenever I pour out my favor upon your life, no demon in hell can stop or rob or hijack or manipulate the grace of God, the favor of the Lord. Because God is able to do exceedingly and abundantly above all what we can think or whatever you can do
en het gebrek. Maar, ek sê maar, die wat op die Here vertrou, het geen gebrek aan enige iets nie. Halleluja. En 'n jong leeu het nog nie die vermoë ontwikkel om sy prooi af te korton nie. Daarom het hy gebrek. En nou sê David, die jong leeu lê armoede en het gebrek. But put your trust in the Lord. The center scripture says, Psalms 118, verse 8, Apostle, it says, it's better to put your trust in the Lord than put your confidence in any man, because man can disappoint, man can drop you along the line, but he's a friend that stick closer than any brother. Are you up the church? As jy saam met my volg. Halleluja. Wat was ek gewis, Here, dat jy aan my gedink het. Halleluja. Die 12de kind. Halleluja. Van Sarah Kemp en Nanny Kemp, of hoe jy daar ken. Halleluja. Die laaste een. Wat het ek gedoen? Because God trusted me. And He gave me the grace and gave me the abilities. Apostle, when God calls you, hy sal jou nie empty-handed stuur. As dit nie waarheid, manne van die Here, as hy sê gaan regstraat, jy sal hy eers sal vind wat vasgemaak is daar. Dan sê hy vir hom, hier is die woord. God make sure I give you an in-season word. An up-to-date word. A word that is relevant. A word that can work for you. Daarom glo ek God se woord moet vir my werk, om deur my te werk, om vir my te werk. Deur my. As hy vir Moses, wat het hy in jou hand? Hy sê, gaan sê die Here het hom nodig. Dis die woord. Moses, wat het in jou hand? Hy sê, as dit 'n stok. Maar jy sien, God wil jou strip van al jou stokke en tokke, halleluja, en jou dingetjies. Dat is waarom hy sê, gooi neer, gooi weg. En toe hy neergooi is het 'n slang. En hy wil weggaan, die Here sê kom neer. Wat jou ding? Jou goede ding. Slang praat van nederigheid, tweedrag, partydigheid, vijandskap, hartigheid. Wat jou hartigheid en jou nederigheid, halleluja, dat is jou goede. I want to strip you. Ek wil jou strip. Ek wil jou losmaak. Halleluja. Hy sê, vat hom. En het word weer 'n stap. En die keer is dit nie sy stap nie. Dis die Here se stap. Wat die waters kan ooploop. Wat daar vars waters uit die berg uit kan kom. Want is God se stap. Ons is te veel van ons
will strip you. Amen. There's a season in time that God says, I will take out my church out of the church. Because jy allemaal hier is van my kerkie, ons is hier. Maar allemaal is nie van die. Halleluja. Daarom sê die Here, ek gaan die remnant. Halleluja. The chosen ones. The called ones. I'm going to take them out of the church. Amen. Nou, ek het geleer by die skool. In die Afrikaans sê, as hulle sê, dis lap, dan is het een onbepalende lidwoord. Het is onbepaald, maar die sê dit, want het kan enige wees. Het is onbepaald. As hy sê diep, is een bepalende lidwoord. Ja, ek moet by Afrikaans geef, so. Skoolhof is ook hier my ou vriend. Halleluja. Prys sy naam, dis bepalende. En nou sê die Here, ek is die Here jou God. As jy op my vertrou, en jy steun op my. Halleluja. Al gaan jy ook die water. Ek maak jou waterproof. Al gaan jy die vuur, dit sal jou nie brand. En sê, ek is die Here jou God. Ek het jou by die naam geroep. En jy is myne. Ek het jou gereserveer. Ek het jou een kind gesit. Ek het jou God bepaal die koers. Maar jy saak op haar potholes is nie, op speedbumps is nie. As die Here gesê dat die pad was het hy aan God op bepaal. Maar God weet, He will give you the grace and the tenacity to deal with the potholes. Daarom gaan leer ons sien. As hulle van ons kinderie, ons hou nie op. As hulle van jou sleg sê, halleluja. Apostel, ek doen een illustratie, baie prophetic illustration, daar by die kerk, die grond wat ek gekry het vir 100 rand, is een massieve plot. En het sê 25. Het sê 25 lang wees. En het sê 6, 12. En 12 breed wees. En die mense wat daar voorbij loop, hulle sê, ek wonder as hy dan teen mekaar, as hy dan, waar gaan hy, en as hy sê 25, as sit ek sommer net een klip aan nie, as hy, halleluja, halleluja, ek wil vir jou vandag sê, roep die ding, want hy bestaan nie, asof dit bestaan, halleluja, halleluja, ek roep my werk, ek roep my deurbraak, ek roep my seëninge, ek roep my familie, ek roep my toekoms, is in die hande van die Here. 3 maanden, man van die Here, 3 maanden. Daar is die man van die Here, en daar ben ek kom minister. Amen. Amen. Als je praat met mensen, we komen minister daar ben ek. Prijs die Here. Toen die plek op is, toen zei hij, ek wonder waar gaan ek die diensten? Nou ja, jy moet jou nie bekommerd oor dinge wat jy jou nie moet oor bekommerd. Het is die Here se plan. Jy doen die moontlike
onmoontlik. En nou sê Luke 1:37, nothing